eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom. Geliefdes en Here, ons teksgedeelte, Matteus 24, vers 10 tot 12, maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë, ook in gebed. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus, Here, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons so versamel kan wees in U kosbare naam. Dankie Here, dat U ons ook opgeroep het om vandag deel te wees van die gemeenskap, en dankie Here, dat ons so in U en deur U gemeenskap ook met mekaar kan hê, as broers, as susters. Here, ons wil in besonder vir U sê baie dankie, dat U 'n God van verhouding is. Dankie dat U ons geroep het, tot verhouding met U. En dankie Here, dat U ons ook bemagtig, om verhouding te hê met mekaar. Here, help ons om ook so goeie beelddraers vir U te wees. U wat 'n God van liefde is. En daarom vra ons ook, Here, seën ons nou in die lees van die woord, breek vir ons die woord oop, en lei ons asseblief deur die inwerking van die Heilige Gees. Ons bid dit ook so, in die naam van ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam. Dis Matteus 24 verse 10 tot 12. Natuurlik die konteks, agtergrond. Het gaan oor die tekens van die tye, eindtydtekens, geboortepyne en so meer. En dan lees ons die verse 10. En dan sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Ek herhaal vers 10, mekaar haat, en vers 12, daarom sal die liefde van die meeste verkoel. Die liefde van die meeste sal verkoel. Nou geliefdes, tot so ver. Nou, ons thema natuurlijk is precies wat die tekstgedeelte sê, die liefde verkoel, die liefde verkoel. Nou, net so vinnig inleidend, so bykie deurgee, daar is hy. Nou, ek weet is nou 2 weke later, ek wou dit al die vorige keer gedoen het, maar ek kon nie, toe moes ons 'n ander saak ook hanteer, maar ek gebruik hierdie situasie rondom Charlie Kirk, en ek wil so 'n bietjie daarna verwys. Ek dink meeste van ons ken vir Charlie Kirk, ons ken die situasie, baie YouTube video's en so meer. Ons weet van Charlie Kirk se sluipmoord, en alles wat rondom dit ook aan die gang is. Nou, ek wil vandag hierdie situasie rondom Charlie Kirk, wil ek ook gebruik net om 'n kernboodskap vandag vir ons oor te dra. 'n baie kernbeginsel oordra. Nou geliefdes, ons het so 'n bietjie die video gekyk, en wat ek graag vandag vir julle wil uitwys, onder andere in die video, is hierdie video wys haat en die liefdeloosheid van mense teenoor mekaar. Veral haat teenoor iemand met wie hy nie saamstem nie. Haat teenoor iemand van wie hy miskien verskil. So ons sien duidelik hierdie haat, hierdie liefdeloosheid. So groot haat, dat mense selfs fees vier oor 'n ander persoon se dood. En dit baie keer vanaf mense wat jy sê, dat hulle nie haat nie. Baie interessant, né? Dit kom juist van mense wat altyd sê, maar hulle het almal lief. Hoe ironies. Jesus Christus getuig dan ook, ons sien dit in skrif, dat die liefde van baie mense sal verkoel. Die meeste sal verkoel. Mense gaan mekaar verraai, mense gaan mekaar haat. En ons beleef dit. Ons beleef dit al meer en meer in die lewe. Nou, dit word verskeie plekke geprofeteer ook, soos hier in Matteus 24, ons sien dit ook in Markus 13, vers 12 tot 13, ons sien dit in Lukas 21, vers 16 tot 17, en nog baie ander tekste, wat bevestig, dat die liefde gaan verkoel, mense gaan mekaar haat.
en dit gaan al meer toeneem. So baie het die hart gegroei en het die liefde verkoel, dat mense self, soos ons nou gesien het in die video, fees vier oor 'n ander se dood, met wie hulle nie saamgestem het nie. En so ons sien haat, ons sien liefdeloosheid. Nou ek wil graag so vinnig ook kyk, saam met dit, na die beginsel van menslikheid, Christelikheid. Ons kan selfs vra, as ons kyk na sulke video's en sulke reaksies en so meer, kan ons selfs vra, maar waar is die normale menslikheid? Om te treur oor 'n ander se dood. 'n medemens se dood, waar is menslikheid? Het haat en liefdeloosheid so toegeneem, dat selfs normale menslikheid verdwyn het, teenoor 'n ander persoon, teenoor sy gesin, teenoor sy familie. En nou is die belangrike ding, om nie eens te praat van Christelikheid nie. So waar is die menslikheid, maar nog meer, waar is die Christelikheid? Want baie ongelukkig wat so haat, baie wat so liefdeloos is, baie wat fees vier oor 'n ander se dood, beweer dat hulle Christene is. En daar is die hartseer deel van alles. Waar is die Christelike liefde? En ons sien dit in 'n video, maar ek seker van almal van ons kan hand opsteek, selfs in ons normale lewe. Ons tussengang met ander mense. Waar is die liefde? Waar is die Christelike liefde? Ons is sogenaamde beelddraers van 'n God van liefde en 'n God van genade, maar waar is die liefde? Waar is die genade teenoor mekaar? Ons haat eerder. Ons is liefdeloos teenoor mekaar. Nou geliefdes, ons ken almal die teks, maar ek gaan hom weer vir ons lees vanmôre. Is natuurlik 1 Johannes 4 en ek lees vinnig vir ons vanaf vers 20, 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Ons ken dit. Iemand wat sê ek het God lief en sy broeder haat, is 'n leienaar. Hy het nie vir God lief nie. Geliefdes, ons sien hierdie beginsel, ons sien haat, ons sien liefdeloosheid, ons sien dat menslikheid verdwyn, ons Christelikheid verdwyn, ons sien dat hierdie liefdeloosheid al meer toeneem en toeneem in die wêreld wat ons leef. Maar hier is die groot vraag vir vandag. Wat van ons? Wat van ons? Nou, dit is maklik om na ander te kyk en te sê, dis nie reg nie. Dit was maklik vir ons om te kyk na hierdie video, hoe ouens spot en feesvier en so meer, en dit is maklik om te besef, maar dis nie reg nie. Maar geliefdes, wat van ons? Wat van ons? Wat sou ons doen? En kom ons wees eerlik met onsself. Dis die belangrike vraag vir vandag. Wat sou ons doen? Gestel is 'n persoon waarvan ek of jy nie hou nie. Gestel is iemand waarvan jy nie hou nie, wat nou gedood is. En ekskuus die voorbeeld, ek noem dit net as 'n voorbeeld. Byvoorbeeld, kom ons sê iemand soos 'n Julius Malema. Sou ons ook fees vier? Ons draai die ding 'n bietjie op sy kop, né? Baie maklik om te sê, dis nie reg nie. Maar sterf iemand waarvan ons nie hou nie, dan gaan ons in die straat teen toi. Nee? Ons gaan fees vier. Wat sou ons doen? En dis die groot vraag vir elkeen van ons vandag. Het is maklik om te oordeel oor ander, maar as jy self in die situasie is, wat gaan jy doen? Wat sou ons doen?
Maklik om ander te veroordeel. Maar as ons na onsself kyk, doen ons nie maar dieselfde nie? Weer eens, Matteus 7, die oordeel waarmee jy vel, daai oordeel sal jy mee geoordeel word. Is ons nie ook maar baie keer bly, as iemand waarvan ons nie hou nie, tot 'n val kom nie? As iemand waarvan ons nie hou nie, gereëneer kan word nie? As iemand waarvan ons nie hou nie, kan sterf? Wat gaan ons doen? En miskien sal ons sê dat ons verwens daarom nie iemand dood nie. Kom ons sê dit ten minste. Ons verwens daarom nie iemand dood nie, né? Wel, die skrif sê vir ons baie duidelik, as jy vir 'n ander een kwaad is, as jy 'n ander een haat, is dit net so goed soos moord. Dieselfde. Matteus 5 vers 21 tot 24. Is dieselfde. So wat maak ons eintlik beter as die mense wat ons nou gesien het op daai video? Wat maak ons anders? Het die haat, die liefdeloosheid, onverdraagsaamheid, ons harte ook verhard teenoor ander? Is ons reeds ook ingetrek in die liefdeloosheid wat al meer gaan toeneem in hierdie wêreld? Nou geliefdes, ek sluit vir ons af net met die kernbeginsel natuurlik, is die liefde. As Christene is ons geroep om liefde na te streef. Kern. Om God se liefde, 'n onverdiende liefde, 'n liefde vol genade, 'n liefde wat perfek, volkome, volmaak is, om daarna te streef, om te groei daarin. En daardeur sê ons nie ons is perfek nie, ons weet ons is nie, maar ons streef daarna. God betoon hoeveel genade en liefde aan elkeen van ons. Hoekom kan ons nie daai genade en liefde betoon aan ander nie? Selfs jou sogenaamde vyand. Matteus 5. Wees lief vir hulle, bid vir hulle, seën hulle. Dis wat die skrif vir ons vra. Liefde bly die grootste kenmerk van Christen wees. Geloof, hoop, maar die liefde is die grootste. En net om het te bevestig uit woord, liefde is die grootste gebod, Matteus 22. Liefde is die grootste gawe, 1 Korintiërs 13, soos ons gelees het. Liefde is die grootste vrug van die Heilige Gees, Galasiërs 5. Liefde is die grootste kenmerk van disippelskap, Johannes 13. Liefde is die grootste kenmerk van kindskap, Romeine 5. Liefde is die grootste dryfveer agter goeie werke, Jakobus 2. Liefde, liefde, liefde. Liefde is die sentrale, goddelike, skriftuurlike waarheidsbeginsel. Nou daarmee wil ek vandag ook geleentheid gee, geliefdes in die Here, kom ons ondersoek ons harte onder leiding van die Heilige Gees. Kom ons ondersoek vanmôre hierso ons harte. En as ons vind dat ons miskien woede het teenoor iemand anders, haat het teenoor iemand anders, liefdeloosheid teenoor iemand anders, onverdraagsaamheid het, ongeduld het met ander, 'n onvergewensgesindheid het teenoor iemand anders, of enige kwade gevoelens teenoor iemand anders het, bely dit vandag. Gee dit vir die Here vandag. Vra vergifnis, vra verlossing en bestraf dit in die naam van Jesus Christus. Gee dit. Geliefdes, die haat en die liefdeloosheid in die wêreld gaan toeneem. Dis geprofeteer. Ons beleef dit al. Maar die groot vraag weer eens, gaan ons deel wees daarvan? Of gaan ons anders wees?
gaan ons deel wees van liefdeloosheid of anders wees. Amen. Nou geliefdes, ek gaan nie met 'n gebed afsluit vandag hê, ek gaan geleentheid vir stil gebed gee. Kom ons raak elkeen nou stil in die Here. Ag, en kom ons wees eerlik voor die Here. Kom ons gee daai persoon gaan by jou opkom in hierdie diens. Die persoon wat jy haat, wat jy woede het, onvergewensgesindheid, bitterheid, wat ook al. Daai persoon gaan opkom in hierdie diens. Die Here gaan dit op jou hart druk vandag. Kom ons raak stil. Kom ons sê, Here, vergewe my, verlos my en help my. Kom ons maak ons harte skoon en kom ons streef vir die liefde. Kom ons raak elkeen so stil in die Here. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie dat U ons waarsku in U woord oor die dinge wat gaan gebeur in hierdie wêreld. En soos U ons waarsku, Here, dat mense gaan mekaar haat. Mense gaan mekaar verraai. Die liefde van die meeste gaan verkoel. Ja, Here, ons beleef het in die Charlie Kirk situasie, maar ons beleef het ook in ons eie lewens, Here. Here, ons sien hoe haat toeneem, liefdeloosheid toeneem. En dit ook van mense wat bely dat hulle selfs kinders van U is, Here. Here, ons vra, waar is die menslikheid, maar nog meer, waar is die Christelikheid? Here, ons besef keer op keer, elke dag, die groot liefde en genade vir ons as mens. En ons besef daardeur dat U roep ons om hierdie liefde en genade ook vir ander te betoon. En ja, Here, nie net vir hulle wat vir ons lief is nie, maar selfs ook teenoor hulle wat ons haat. Om 'n liefde na te streef wat U het vir ons, Here. Here, soos die skrif getuig dat, hoe kan ons sê ons het vir U lief, maar ons haat mekaar? Dit pas nie. Here, dankie dat ons vanmôre net weer eens besef dat die liefde is die belangrikste, dit is die grootste. Dis die kern van alles. En Here, daarom kom ons en ons bely ons swakheid. Here, vergewe ons waar ons ook ander haat, waar ons kwaad is vir ander, onvergewensgesind is teenoor ander, verbitterd is teenoor ander. Here, vergewe ons daarvan. Maak ons harte asseblief skoon, Here, en verlos ons daarvan. Here, help ons om waarlik die liefde na te streef en te groei in die vrug van liefde. Here, dankie dat ons vandag so 'n bietjie introspeksie net kan doen. Waar ons besef, dit is maklik om vinger te wys en ander te veroordeel en te sê, dis nie reg nie en hoe kan hulle dit doen? Maar wanneer ons na onsself kyk, dan besef ons sal 10 teen dieselfde doen. Ons is maar dieselfde. Maar ons besef vanmôre, Here, ons wil anders wees. Ons wil nie dieselfde as die wêreld wees nie. En daarom vra ons, Here, beskerm ons harte, beskerm ons denke. Verander asseblief hierdie harte van klip weer in 'n hart van vlees en bloed. Geef ons sagte harte, ook teenoor mekaar, Here. En help ons om te leef in die liefde en die getuienis uit te dra dat Christus leef. Hy is werklik. Ons dien nodig, Here. Here, dankie vir elkeen wat vandag ook bely het. Dankie vir elkeen wat daai naam wat U op hulle hart gedruk het, dat hulle dit vandag vir U kon gee. En help ons, Here, om daai persone, daai mense, ook in liefde te hanteer. Seën ons daarin, Here. Ons bely ons het vir U nodig. Sonder U kan ons nie, Here. En dankie dat ons dit kan vra in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie, geliefdes. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van U koninkryk. Wil gehoofloof U, ons
eer en prys.